nederig. Dankbaar aan vir my. Dankie vir die voorreg om hier saam te kan wees met die woord. Here, ons vra U, Heilige Gees, om die diens te volg. Dankie vir elke persoon met wees, Jesus. Raak ons harte aan, waar daar fout is. Raak ons aan met God. Ons alles tot U wissel wees, Heilige Jesus. Vader, ons dank U vir almal wat hier is vandag. Mense met probleme. Vader, wees koning, assemblier van ons. Seën ons so ryklik. Heilige God, ons gee die diens oor in U hande. Alles tot U wil sal wees. In Jesus naam. Amen. Nou, wie ken vir Samson en Delila? Wie het al gehoor van die storie Samson en Delila? Het julle al vir Samson en Delila gehoor? Nog nooit nie. Papas, mamas, julle moet julle kinders vertel van die Bybel, anders dan gaan ander mense hulle leer en hulle gaan hulle verkeerd leer. Nou goed, kom ons kyk gou, lang gelede was daar 'n man met die naam Samson. Wie ken vir Simon of vir Samson? Is daar 'n Simon in julle skool of iewers? Nee, hy was nie sommer net sterk nie. Wie's van julle is sterk? Ja, jy is sterk, nee. Maar Samson was baie sterk. Weet julle hoekom? Want God het vir Samson spesiale krag gegee. Wat is spesiale krag? Nee, maar daar was iets baie belangrik. Samson moes nooit sy hare sny nie. Dit was 'n teken dat hy aan God behoort. Nou, hoe is dit 'n teken dat julle kindertjies aan God behoort? Hoe weet ons dit? Ons kyk na julle harte. Ons kyk na julle harte. Eerst is die stering. Ons kyk na julle harte, nee. Nou, daar was 'n vrou met die naam Delila. Is Delila 'n mooi naam? Sy het vir Samson gevra, Samson, waar kry jy jou krag vandaan? Maar Samson het nie eers nooit die waarheid, hy wil nooit die waarheid gesê nie, hy het grappies gemaak en altyd die verkeerde antwoorde gegee. En toe sê hy vir haar eendag die waarheid, my krag is in my hare, want God het my so gemaak. Nee? Waar is sy krag in sy? In sy hare. Maar Delila was nie eerlik nie, sy het mense geroep om Samson, toe hy geslaap het hulle hom geroep, vir Samson die mense geroep, en hulle het sy hare alles afgesny. Wat maak jy staan op môreoggend en jou hare is afgesny? Nou, en weet julle wat het gebeur? Samson het wakker geword, maar sy krag was weg. Al sy kragte. En hy het besef, hy het nie net sy hare verloor nie. Hy het van God al wegbeweeg. Hy het ander rigting begin gaan. Maar hier is 'n mooi stukkie daarvan. Daai mooi stukkie van, later het Samson weer na God geroep, Here, help my asseblief weer. Het ons al vir die Jesus gevra om ons te help? En God het hom gehoor en God het hom nog 'n keer kans gegee. Nou moet julle mooi luister, dis 'n les vir julle. God gee vir elkeen van julle kinders, vir elke een, iets spesiaals. Maar jy moet luister na God. Jy moet jou oortjies oopmaak en nie die verkeerde mense of die verkeerde dinge volg nie. En as jy 'n foutjie gemaak het, kan jy altyd weer teruggaan na hierdie Jesus toe. Het jy dit geweet? Hy gaan jou weer 'n kansie gee. Kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U elkeen van ons lief het. Help ons om altyd na U te luister. Help ons om die regte keuses te maak. En dankie dat ons altyd na U toe kan kom. En dit bid ons in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Here Jesus, ons kom vanoggend, Here, ons kom vandag voor U, Here, met ons harte is oop. U ken ons sterkpunte, maar U ken ook elkeen van ons swakpunte. Here, baie van ons lyk sterk aan die buitekant. Maar Here, daar's 'n bekleierery in die binnekant van ons. Net soos met Samson, Here. Sterk, maar hy was kwesbaar. Gesalf, maar hy was nie versigtig nie. Geroep, maar afgedwaal.
Here praat vandag met ons. Ons elkeen wat hier is, Heilige Gees beweeg van sitplek tot sitplek. Open ons oë vir die Delilahs in ons lewe. Wys ons waar ons geestelik aan die slaap geraak het. Wys ons waar is dinge wat nie van U af is nie. Herstel ons waar ons geval het, Here. Here, laat hierdie woord nie net gehoor word nie, maar dat ons dit leef. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou, Samson was een van die sterkste manne wat ooit geleef het. Ek het nou al sterk manne gesien in my lewe. Maar as ons kyk na Samson, dan was hy baie sterk. Hy is verslaan deur 'n verhouding wat hom van God af weggetrek het. Daar's so baie dinge wat hy goed gedoen het. Maar hy een stap in sy lewe is hy weggetrek van God af. Hy's verslaan deur 'n verhouding. En hoeveel keer beland 'n mens nie in 'n verhouding nie? Baie keer sê ons vir die jong mense, pas op vir die verhouding waarin jy is. Ek sal nie, want ek rebelleer mos nou. Ek gaan aan, want ek wil. Ek sal wys en ek gaan die regte besluite neem. En baie mense is vandag so sterk soos Samson. Ons is gesalf, ons is geroep, ons word gebruik deur God. Maar ons lewe is besig om uit mekaar uit te val. Amen. Amen. Want elkeen van ons het iewers in ons lewe 'n Delilah. Shame, arme Delilah. Nou maak ons haar die skuld vir alles. Dan noem ons sonde wat ons probleem wat ons het, noem ons 'n Delilah. Nou, die probleem van Samson, as ons kyk na Rigters 16, as jy op jou eie tyd vir ons Rigters 16 op jou eie tyd gaan deurlees, raak stil daaroor, gaan kyk wat is die punte wat jy daaruit kan kry, maar ek wil graag vir julle Rigters 16 vers 4 lees. Daarna het hy 'n vrou lief gekry in die dal Sorek, waar wie se naam Delilah was. Let op, hy het haar lief gekry. Hoeveel keer kry ons vir iemand lief? Hy het haar vertrou. Hoeveel keer vertrou ons iemand? Het al seer gekry in verhoudings. Maar sy het hom nie net seer gemaak, sy het hom verraai. Hy het sy hart oopgemaak met daai. Baie keer maak ons hart oop by iemand. Dan gaan draai hulle daar aan die ander kant in die weste, dan vertel hulle vir almal van ons hart oopgemaak het. Waar ons gedink het, weet jy wat, ek kan jou trust. Willem, ek kan jou trust. So ek gaan vir jou my diepste seer, gaan ek vir jou vertel. Dan gaan Willem en dan vertel hy dit vir ander mense ook, en dan laat hy nog sterkies by. En dit is waar Samson se roeping gesteel is, en dis waar baie van ons, wat hier sit vandag, se roeping gesteel word. Is daai Delilah. Vandag se Delilah is nie net 'n vrou nie, glo vir my, dis nie net 'n vrou nie. 'n Delilah is enigiets wat jou van God af wegtrek. Hierdie dingetjie se naam kan Delilah wees. Die TV is 'n Delilah. Ek sê nie TV is verkeerd nie, mense. Luister mooi. Maar het jy al gesien hoeveel mense veraf God hulle sepies? Dis hulle Delilah in hulle lewe. Ek vat jare terug was, ek dink dit is 'n Golly. Ek het alles in my vermoë gedoen om 'n Golly te kan kyk. En 7de laan. Weet jy doen jou huisbeplanning so, jou kos, alles, want 7de laan kom op. Dan het ek nodig om 7de laan te kyk. So ek moet my goed so beplan, dat ek 7de laan kan kyk. Na 7de laan klaar, dan sit die nuus, ek dink so, en dan volg die programme daarop, maar wanneer laas het jy tyd gemaak vir Jesus? En dit is waar ek in my lewe was. Ek het, ek kan nie onthou die Engelse een wat 4 uur opgekom het, was daar ook 'n program. Santa Barbara, Days of Our Lives, Bold and Beautiful. Later, Young After Restless. Hoor, dis allemaal, hoor julle hierso? Dis my verlede, ek kan dit nog nie lekker onthou nie, maar hoeveel tyd spandeer ons aan daai TV?
Hoeveel tyd spandeer ons op TikTok? As ons nie kan slaap nie, is sommer gou met 'n tikkie-tokkie besig. Dan kan ons nou lekker lag en dit maak ons nou opgewonde en alles. En dan kyk ons ook allerhande video's en goed, maar wanneer spandeer jy tyd met God? Wanneer vat jy daai kosbare tyd? Moenie wag tot jy 70 is nie, want dan is jou toukie nog korter. Maar daai sondes wat ons wegsteek, pornografie, dit vat jou lewe, mensies. Dis 'n Delilah. Geld. Mense verafgod geld. Sorry, ek sê dit so, maar dis die waarheid. Geld is vir hulle die belangrikste. Ons kyk wie kan die beste karre ry. Ons kyk wie se kar kan die beste bril. Ek mik nou nie op mense hier binne nie. Maar wat ek probeer sê is, ekskuus, as jou kar bril, dis nie op jou nie asseblief. Maar hoeveel beteken daai kar se bril nie vir jou nie? Of daai mooi Ford wat jy ry? Ek vat my voorbeeld in my familie. Almal ry Fords. Ek is die enigste wat 'n Honda ry wat baie klein is. Maar almal ry die nuutste Ford. Dan lag hulle altyd vir my. Dink ek, weet jy wat? Wat my belangrik is Jesus, regtig. Ek moet 'n verhouding met my Vader hê. Ek het al gedink ek is koekoes. Want want wie luister preke elke dag? Wie het 'n verhouding? Wie is verslaaf aan die Bybel lees? Is dit regtig 'n ding wat jy regtig hier uitdoen, of is dit maar net 'n gewoonte? En dan trots. Hoeveel van ons het nie trots in ons lewe nie? Ons dink ons is beter as 'n ander ou. Ek sit altyd as ek met my afslankar dakkie gery het, dan ry ek verby iemand wat weer dan sê, ek kan werk jou Sam. Ek het trots gehad, mense. Wat het gebeur? Ek het geval. Ek het hard geval in die lewe. Die Here het alles weggevat. Alles. En dan sit ons met emosies. Emosies van, ek is nie geliefd nie, ek word nie waardeer nie, ek was nie skoolgoed, niemand sien my raak nie. Ek doen alles. En ek so emosioneel, en ek vergeet om by God se voete uit te kom. Nou raak ek emosioneel, dan gaan ek eerder na my verslawings toe. Wat is verslawings? Jy weet wat is jou verslawing. Ek gaan een of ander tyd gaan ek bietjie gesels oor opsetlike sondes. Maar dan gaan ons na ons verslawing toe. Wat is ons verslawing? Party is eet. Wat julle almal het dadelik gedink aan die wat rook, nee. Die wat drink. Dadelik. Nee mense. Verslawing. Verslawing is aanhou koop. Verslawing is eet. Chocolates, chocoladekoek, chips, Coke. Ag ja, maar ek weet iemand, sorry. As die preek as dit na jou kant toe kom en jy moet maar die skoen aantrek, ek is jammer. Mense wat jou aftrek, hoeveel keer kom ons nie by mense en sê hulle, ag jy het al weer gesien hoe lyk jou tande. Wanneer gaan jy eendag jou tande regmaak? Nee, dit trek jou af. Dis 'n Delilah wat kom om by jou te vat. Wanneer gaan jy eendag 'n beter kar hê? Dis 'n Delilah wat by jou kom vat. Verkeerde vriende. Kyk 'n bietjie mense, as julle vriende het, nee, en julle braai en julle het brandewyn en Coke, dan is die vriende baie. Maar kry 'n bietjie 'n glas water en sê kom ons drink 'n bietjie water, gaan die vriende by jou kom kuier. Of as jy vir hulle sê, hoorie, jy moet nou vir my asseblief, jy moet nou jou eie kaasvors bring, ons gaan nou braai. Voorheen het jy baie geld gehad, het jy baie kaasvors gekoop, toe kon jy weggee. Nou het jy nie meer nie. Nou gaan die vriende nie kom braai nie, want hulle moet hulle eie kaasvors koop. So, vriende man, daai verkeerde vriende is 'n Delilah in jou lewe. Dan het ons daai geheime sondes. Jy weet wat jou geheime sondes is. Ek hoef nie eers dit mooi uit te spel hierso nie. Geheime sondes is daar mensies wat in die nag as almal slaap, dan as jy gou op jou foon, dan kyk jy daai pornografie. Dan dit maak 'n verkeerde ding oop hier in jou brein, in jou geestesoog. Die geestes. Jy maak wat jy gou 'n streepie en daai tipe van sondes, daai geheime dinge wat jy vir almal wegsteek.
maar op die ou en dan kom die dinge uit. Dit kom uit op die einde van die dag. Nou Samson se grootste fout. Hy het gespeel met wat hom vernietig het. Hy het nie een keer, hy is nie net een keer gewaarsku nie. Nie 2 keer nie, nie 3 keer nie. Is hy gewaarsku nie, hy is hier 'n paar keer gewaarsku. En Delilah het aangehou met vra. Jy het nou net opgehou met, jy kom nou uit, wat is hierdie AA? Rea, wat ook al. Jy kom nou net daar uit en die persoon weet vir 'n feit, jy het opgehou, maar dan nooi hy jou weer, of hy gee jou weer 'n kans om dit te gebruik. En dis waar, en dan is daar waarskuwing, dan kom die Heilige Gees en sê vir jou moenie, en hy waarsku jou moenie, en jy gaan terug daarna. Nee? Jy gaan terug na daai verkeerde dinge in die lewe. Mense, ons praat nie hier net van tik en dagga en drank en al daai dinge. Ons praat nie daarvan nie, daar's baie ander sondes. Daar's baie ander goeders wat ons na terug gaan. Wat hy ons oor waarsku. En Delilah het vir Samson gesê, waar lê jou krag? Waar lê jou krag? Mense, is jy wat hier sit, waar lê jou krag op die oomblik? Waar kry jy jou krag vandaan? En Samson het aangehou met lieg. Hy het gelieg, hy het probeer om vir haar te sê, en hy het probeer, en die duiwel het sy oorhand gekry, en hy het vir haar gesê, dis in my hare. Nou het elkeen van ons wat hier sit, het een of ander tyd verwerping ervaar in ons lewens. As ek dalk verby jou ry, of in die winkel loop en ek groet jou nie, en jy het verwerping, enigstens tekens van verwerping, gaan jy verwerp voel, want ek het jou nie gegroet nie. Jy het in jou lewe het jy seer gekry, jy's as kind, is jy verwaarloos. Niemand het jou lief gekry nie. Weet julle hoeveel groot mense is daar wat ek sien in berading, wat nog nooit die woordjie van hulle ouers gehoor het, ek is lief vir jou nie. Weet jy hoeveel mense is daar wat nog nooit gehoor het dat iemand lief is vir hulle nie? As jy ewe skielik vir hulle sê, ek is lief vir jou, dan dink hulle, veral as ek nou vir 'n vrou moet sê, ek is lief vir jou, gaan hulle dadelik, Jesus, is jy getroud, jy is seker skeef. Of 'n man kom en sê, ek is werklik, ek het jou lief met Jesus liefde, dan dink jy dadelik aan 'n verhouding, nie mensies. Maar ons het groot geword in huise. As ons kyk die 80s, die 70s, die 60s, se paas was nie so betrokke by kinders soos nou nie. Maar is maklik om vir 'n kind R100 te gee en te sê, gaan nou jouself besig, gaan koop vir jou data, dan is jy uit my pad uit. Maar wanneer het jy regtig tyd gevat om met daai kind te gesels? Tyd gemaak om vir daai kind te sê, jy is lief vir daai kind. Maar ja, dit is soos wat Delilah daar was. Sy het die nuus uitgewurg, sy het geweet, sy hare is die krag, en dit is sy verhouding met die Here, en dit het hom, toe hy daai woorde van gee, dit hom totaal en al vernietig. Nou vandag se waarskuwings, baie mense sit in 'n situasie wat hulle vernietig. Daar's tekens. Jy sien die tekens. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. My kar het al 'n rukkie terug begin met sy nonsens. Hy het geweet hy het nonsens, maar het ek aandag daaraan gegee? Nee, ek het gewag tot ek genoeg geld het om hom reg te maak. En die gewag het toe al hoe dieder geword. Ek het geweet daar kom moeilikheid. Ek het daai tekens gesien, maar ek het dit geïgnoreer. Daar's tekens wat jy vandag sien, wat die Here vir jou 'n kans wil gee om reg te maak. Vir te sê, weet jy wat, laat staan daai dinge. Maar jy hou aan, die tekens is daar, hy waarsku jou. Jy sien die gevaar. Ons vat iemand wat, as julle dis net 'n voorbeeld, is op niemand gerig hier nie. Ek het nou net, nee, as ek dit nou sê, dan gaan hulle my oordeel. Nee, ek wil nie geoordeel word nie. Kom ons gee 'n voorbeeld. Ek gaan
Alleen jy gaan nie of iets vat nie. Alleen jy gaan nou 'n paar biere drink daar by die kantoor. Nee? Sy weet die Spietkops is op die pad. Maar sy gaan 'n paar biere by die kantoor drink. En sy weet, sy kan nie bestuur en sy kan nie. Sy weet. Maar sy hou aan met dit wat sy doen. En nou kom sy by kantoor uitgery en iemand ry haar vas. Sy is onskuldig. Daai persoon het in haar vasgery. Maar nou ry hulle haar. Wat gebeur dan? Eigenlijk is jy die skuldige, want Jy moet die boete, jy moet dit betaal en dan kom metropolisie en dan beland jy dalk nog in die tronk ook nog. So mense, jy sien die gevaar, maar jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan. Jy sien die gevaar wat besig is om te gebeur in jou huwelik, maar jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan. Jy sien die gevaar wat verhoudings uitmekaar uitdruk, maar jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan. Jy sien daai gevaar en jy weet dit is verkeerd. En soos wat Samson gedink het, hy is sterk genoeg. Jy dink jy is sterk genoeg om die vyand te fight. Maar mense, ons is nie altyd so sterk nie. Ons kan nie altyd alles hanteer wat na ons kant toe kom nie. Want ons probeer dit op ons eie hanteer. Ons probeer op ons eie die fight. Ons probeer op ons eie dinge uitwerk. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Want ons het God nodig. Ons het 'n verhouding met God nodig. Want as jy nie daai verhouding het nie, kan jy nie sterk genoeg staan teen die aanvalle nie. En as jy enigstens 'n gap toelaat dat die vyand inkom, dan vat hy jou kragte. Want vir Samson het toegelaat dat Delilah van sy kragte kom neem. En hy het seer gekry op die einde van die dag. En hy wegbeweeg van God af. Hoeveel van ons beweeg nie weg van God af as ons moeilikheid het nie? My budget werk nie uit nie, so ek gaan nie weer die Here dien nie. My dinge werk nie uit nie, ek het net aanhou moeilikheid. As ek van die kerk afkom, dan beklei ons. Wat help het ek gaan kerk toe? Die vyand hou daarvan, nie daarvan as jy by die kerk is nie. So hy gaan daarvan hou om jou aan te val by jou huis. Want hy wil nie hê, kyk hoe lyk hierdie kerk vandag. Gee die Here 'n groot loofoffer, want dit is baie mense. Hoekom? Want al hierdie mense het tyd gemaak, want julle het gewys, julle gaan nie lê nie. Julle gaan opstaan. Julle het 'n boodskap nodig. Ons het nodig om mekaar drukkies te gee. Ons het mekaar werklik nodig. Ons moenie wegbeweeg van God af net omdat dinge moeilik raak nie. Ek het vanoggend gedink, gister al, dink ek, ja Martie, jy gaan nou koffie verkoop en dan gaan die mense nou nie wil kerk toe kom nie, want jy dryf handel in die kerk. Nee, wat nie waar is nie, maar die vyand kom vertel vir jou 'n storie. Maar jy word heeltyd aangekla. Nou dink jy, ja, daar gaan nie mense by die kerk wees nie. Dan sit ons nou hierdie oggende. Dan sal teens vir my sê, nee, tannie, wag 5 minute voor die tyd. Nee, tannie, wag 3 minute voor die tyd. Maar verstaan julle wat ek probeer sê is, dat die vyand kom en vir jou, kom met 'n storie. Ons vat hierdie kind wat vandag bitter graag by die kerk wou gewees het. Sy het regtig waar, ek het gisterand nie eens meer, dink ek nee, ek sal vanoggend ry, dan gaan ek haal, maar dan gaan ek nie in tyd terug wees vir die diens nie. En ek moet hier wees, ek moet hier wees om die goed in orde te kry. So, kyk, daar's 'n kind wat hinker om by 'n kerk te kan wees. En dan is daar mensies wat die geleentheid het, maar dit nie gebruik nie. Maar kyk, kom ons gaan aan. Ons kyk na 'n gevaarlike moment. In Rigters 16 vers 7. Is julle nog by Rigters? Ekskuus. Rigters 16 vers 7. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, ek het nooit 'n steermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, wat my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Daar het hy nou vir haar vertel, my swak, wat gaan gebeur. Daar het hy verloor. Hy het 'n geheim gehad en hy het die geheim uitgegee. Hy het sy salwing gehad, hy het sy salwing verloor. Hy het sy roeping gehad, hy het sy roeping verloor. Hy het alles prysgegee. Dit vir iemand wat nie waarlik lief was vir hom nie. Wat daar was om hom te vernietig. Daar was om alles van hom weg te vat.
En elkeen van ons wat hier sit vandag, het al iets verloor, iets belangriks in hulle lewe. Baie, gesondheid, kinders, huwelike. Ons almal het iemand aan die doodtal afgestaan. Hey, is hierdie verkoue wil nou gaan? Yes, amen. Uitgehoes. Nou, baie mense gee vandag al sawe weg vir liefde. Ek sal nou maar eerder maar nie meer die Here dien nie, want dit help nie, my man wil nie saam met my die Here dien nie. Vir liefde, vir aandag, vir aanvaarding. Maar goed, ek vir jou sê, gaan die kerk, iemand wat van die pad af is, wat heeltemal 'n bedelaar is, wat stink, wat vuil is, wat spirits gebruik deur die breinbrood. Hy gaan nie hier wil sit volgend nie. Want hy gaan voel, hy is nie waardig nie. Ja of nee? Hy gaan voel, hy is nie waardig nie. Dit gaan hom weghou. Want daar is nie aanvaarding nie. Want mense dink hulle moet perfek wees om by die kerk te wees. Jy moet kerkklere aan hê. Jy moet die skoene aan hê. Jy moet so wees, jy moet so wees. Maar ons wil baie keer mense se aanvaarding hê. Maar ons dink nie wat is vir God belangrik nie. Jy moet belangrik. God is die een wat jou moet aanvaar. As jy so lewe dat God jou aanvaar, gaan mense jou ook aanvaar. Want hulle gaan Jesus in jou sien. Net soos wat daai boemelaar, daai vuil ou, daai stink ou, moet inkom vanoggend en 'n reukie los, kan ons vir hom liefde gee, kan ons vir hom 'n drukkie gee, kan ons daar wees, of gaan ons hom wegstoot. Jy kan nie jou roeping verruil vir emosies nie. Jy kan nie. Jy moet sterk staan. Hartseer deel van Rigter 16, vers 20. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos 'n vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Hoor daar, die Filistyne is op jou, Samson. En hy het nie besef, sy hare is afgesny. Jy het nie besef, jy beweeg in die verkeerde rigting nie. En dan is die Filistyne op jou. En jy skrik wakker, en dan baie keer skrik 'n mens te laat wakker. Te laat. Die gevaarlikste plek is as jy nog nie reg is nie. As die dood kom, en jy het nie 'n kans nie, wat dan? Jy is nog, jy dink jy is reg. Jy dink jy is nog sterk. Jy dink nog, jy is gesalf. Maar baie het reeds van God onttrek. En wat maak ons as die lewe ons die seerste slaan? Ons gryp na iets anders. Verslawing. Hoerweer. Ek ken iemand wat heeltemal oorgegee is aan drank. Heeltemal. En hy is nou so verlore, hy is verlore, totaal en al. Want die rebelliegees het ingekom, sy hare is afgesny, hy het gewys, hy sal nie ophou met wat hy mee besig is nie. En dan kom so 'n persoon en dan begin sy lewer moeilikheid gee. En dan moet jy net so voor dat jy jou laaste asem uithaal, uitblaas. Dan wil jy jou saak regmaak. Maar ek het nie nou kans nie. Ek het julle vertel van die ou wat ek een keer op die motorfiets 'n ongeluk toneel was en
Ons het vir hom gebid, hy het beter geword. 3 maande later het hulle my gebel en gesê, ek nie net vir hom wil gaan bid in die hospitaal nie. Weet julle wat? Hy is oorlede op die eind. Maar hy het 'n kans gehad om sy lewe reg te maak vir die Here. Maar drank was sy alles in sy lewe. Drank was sy alfa en sy omega. En op sy begrafnis het die mense gesê, onthou nou, jy hoor jou nou, né? Jy weet nie van die ou, jy weet, niemand weet nou, hy was by my gewees of ek was by hom in die hospitaal, dat hy sy lewe reggemaak het nie. Nou staan hulle by daai graf en sê, ja, dit is nou hoe dit lyk as jy hel toe gaan. Ons mense oordeel maklik. Maar moenie laat omstandighede jou weghou van God af nie. Moenie dat jou salwing gevat word deur omstandighede nie. Jy lyk dalk nog dieselfde, jy praat nog dieselfde, maar jy het geen krag van Jesus af nie. Jou kragte is afgesny. Moenie dat jou kragte afgesny word nie. Wat het met Samson gebeur? Sy hare is afgesny, sy krag is weg, sy oë is uitgesteek. En hy word 'n slaaf. Die vyande lag vir hom, die man wat eers sterk was, is nou bespot. Wil jy regtig waar bespot word op die einde van die dag? Rudolf het vanmôre so mooi gebid. Dit was die mooiste gebed wat ek in 'n lang tyd van 'n man gehoor het. Maar Rudolf het ook 'n pad gehad wat hy moes stap. Skus ek al jou, ek praat oor jou. Maar elkeen van ons het hier 'n pad wat ons gestap het. Jy? Julle? Ek het hierdie 2 mense op die hotste spot gesit op 'n Sondag, of 'n Maandag. En as julle bly, ek gaan nie uitbrei daaroor nie, maar as julle bly, julle is hier in julle harte, voel julle beter. Want dit help nie ons hou 'n grudge teen iemand nie. Dit help nie ons is kwaad vir iemand nie. Gaan maak vrede terwyl jy kan. Want moenie laat jy so Samson sonder hare gaan nie, sonder krag gaan nie. Want vandag wil die vyand jou, wat jy hier sit, jou roeping steel. Elkeen van ons het 'n roeping, elkeen van ons het 'n salwing. Hy wil jou salwing breek. Hy wil jou oë blind maak. Daai Delilah wil jou blind maak. Daai Delilah wil jou vasbind. Daai Delilah wil hê, daar moet 'n einde aan jou lewe kom. En dan is dit nie jou tyd nie. Soos wat dit nie Samson se tyd was nie. Maar moenie laat daai Delilah kom om te steel, te slag en te verwoes nie. Want kon ek vir jou sê, as jy ook nou nog 'n paar probleempies het met issues en tissues, en die pastoor praat net bietjie lank in die kerk, jy sê, jy gaan nie weer daar kom nie, want daai dienste is net vir my te lank. As mense wat sê, hulle gaan nie kerk nie, want party mense se dienste is te lank. Hulle soek net 'n halfuur diens. Nou hoe gaan jy toelaat dat die Heilige Gees moet vloei, as jy net 'n halfuur tyd gee? So ek wil net vir julle daai, moenie laat jou issues en jou tissues, jou salwing vat nie. Nou hier is goeie nuus. God het nie vir Samson enigstens weggegooi nie. In Rigters 16 vers 22, maar die hare van sy hoof het weer begin groei, sodat dit hoof weer begin groei nadat dit afgeskeer was. So sy hare het weer begin groei. Jou hare, jou salwing, dit wat van jou gevat is, kan weer begin groei. Amen. Amen. Daar kom herstel. Elkeen hier het deur 'n pad gegaan in hulle lewe. Elkeen het foute gemaak. Nie van ons is volmaak nie, want dan was ons nie hier vandag nie. En dit beteken, daar's herstel vir elkeen van ons. Daar's herstel. As jy verkoue gehad het, en jy jou medisyne gebruik, is daar herstel na die tyd. Maar wat moet jy doen? Jy moet jou medikasie gebruik. Jy moet op God vertrou. Jy kan nie net lê en wag om dood te gaan nie. Jy moet iets doen aan die saak. En na sonde kan daar herstel wees. Die verkeerde keuses wat jy gemaak het, daar kan herstel wees na daai verkeerde keuses. Moenie kompromie aangaan met verkeerde dinge nie. Moenie as jy geval het net bly lê nie. Staan op. Staan op. God kan elke situasie in jou lewe kan God herstel.
Jy het net nodig om reg te maak. Nou wil ek gou vir julle hierdie dingetjie vertel van die preek gaan nog so 20 bladsye nog. Daar was 'n man wat God gedien het. Hy het mense gehelp, hy het gebid, hy was gebruik deur God, ekskuus. Toe kom 'n verhouding in sy lewe wat hom stadig weggetrek het. Hy het minder begine bid, minder kerk toe gegaan, minder die woord gelees, hy het gedink hy beheer dit, toe val alles in mekaar. Sy gesin het opgebreek, sy bediening het geval, sy lewe stort ineen, hy sit elke aand alleen gebroken en sê, Here, ek het alles verloor. En die Here sê, nee, jy het nie alles verloor nie, jy het my nog. Ha? Hoe awesome is dit nie? Dat ons hom nog het. So en daai man het weer begin te bid, te soek, te huil, hy het herstel, en God het hom weer gebruik. Net soos wat hy vir Simson gebruik. So as God kan ons weer gebruik, maak nie saak wat ons verlede is nie. Nou, ek wil net vir julle net so 'n paar riglyne gee, dan is ons amper klaar. Moenie met sonde speel nie. Simson het gespeel en verloor. Wees versigtig wie jy in jou hart toelaat. Almal is nie so mooi soos wat hulle lyk nie. Nie almal is van God af nie. Moenie waarskuwings ignoreer nie. God waarsku altyd. Beskerm jou roeping. Jy is 'n gesalfde van God en jy het 'n rede om hier te kan wees. As 'n rede vir elkeen van julle. En as ons nou praat van 'n bediening, dit is nie net 'n kerklike bediening nie. Jy kan dalk lekker koekies bak. Jy kan iemand bedien met 'n lekker koekie. Bediening is baie dinge, baie. Daar waar jy werk, kan jy bid vir mense. Moenie geestelik slaap nie. Simson het aan die slaap geraak en baie verloor. So moenie geestelik aan die slaap raak nie. Moenie dink jy kan naby jou kom nie. Want weet jy wat? Ons is mens. Mens raak, soms kom jy in 'n versoeking. Maar weerstaan die versoeking. As jy val, staan jy weer op. Amen? Amen. Wie het almal geval? Hard geval. Kyk daar almal. En hier sit julle vandag. Ons vat nou byvoorbeeld net COVID. Hier sit almal wat dit oorleef het. Ons almal het dit oorleef. Ons almal. Hoekom? Hoekom het ons dit oorleef? God het 'n doel met ons. God het 'n doel met elkeen van julle wat hier sit vandag. Nou kom ons kyk net gou na Rigters, waar Simson gebid het. Rigters 16 vers 28. Toe roep Simson die Here aan en sê, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my oë op die Filistyne kan breek. God antwoord. Hy het pilare gedruk, die vyand het geval en hy's sterk geëindig. Hy het sterk geëindig op die einde van die dag. So jy mag dalk geval het, jy kan weer opstaan. Jy kan. Want jy is meer as 'n oorwinnaar, jy mag dalk swak wees. Maar God maak 'n mens sterk. As jy elke dag jou woord doen wat jy moet doen, lees die Bybel, bid elke dag, dan gaan jy sterk word en jy mag gebroken wees, want God gaan jou herstel. Jy mag 'n afdag hê. Jy mag vir my bel en sê, luister pastoor, bid vir my, ek is rarig nog. Rarig. Maar moenie laat jou krag of jou hoop van 'n pastoor afkom nie. Kry jou verhouding met die Here reg. Sorg dat jy 'n verhouding met Vader het. Kom ons buig ons hoof en ons bid saam. Here Jesus, baie van ons is so Simson. Sterk aan die buitekant, maar swak binne. Here, wys vir ons die Delilahs, wys vir ons al die gevaar. Wys vir ons waar ons geslaap het. Here, sny los van verkeerde verhoudings, sonde, kompromie, geheime swakhede. Here, herstel elkeen van ons se krag. Herstel ons roeping. Herstel ons salwing oor ons lewe, Here.
Here, laat ons hare weer groei. Laat ons krag terugkom. Laat ons weer opstaan dat ons kan kies. En ons kies nie vandag vir Delilah nie, maar ons kies U God, U alleen. Here, ons kies nie sonde nie. Ons wil heiligheid nastrewe. Ons wil geen kompromie maak nie. Ons wil net gehoorsaam wees. Here, maak elkeen van ons sterk. Maak ons wakker waar ons aan die slaap was. Maak ons vry vir waar ons vas was in dinge, Here. Here, en gaan ek so saam met elke een wat hier sit. Here, U ken elkeen se behoefte, U ken elkeen se hart. U weet presies waar elkeen van ons onsself bevind, Here. En ek vra dat U sal kom en dat U net elke hart sal wys. Waar is daar nog 'n Delilah wat ons aan moet werk en uitkry in ons lewe? Here, gaan so saam met elkeen wat van hier af huis toe beweeg, Here. Ek vra dat U engele vooruit sal stuur. Here, en daar waar die kinders môre skool toe gaan, Here, ek bid vir elke liewe kind wat tussen ander kinders gaan wees. Here, die vyand is listig. Hulle val die kinders aan op maniere wat slinks is, Here, maar ek vra dat U elke kind se oë en ore sal toemaak vir die verkeerde dinge, Here. Dat niks naby hulle sal kom, dat hulle sal sterk staan, Here. En Here, gaan ook so saam met elke ouer en elkeen wat werk, wat die week wel werk toe ry, Here, vra ek dat U met elkeen sal wees. Here, bring ons weer veilig terug volgende week, en ons sê dankie vir die voorreg wat ons gehad het vandag, om in 'n kerk kan sit, sonder dat ons aangeval word, sonder dat ons enigsins sterings het. Here, dankie vir elke kind wat hier is, Here. Vir elke klein kind wat groot word in 'n kerk waar die Here aanbid word, groot gemaak word. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen.